Droom jy van 'n plek waar kinders nog onbevange kind kan wees? Waar bejaardes saans sonder vrese en kan gaan stap? Waar jong mense werk kry en vir hulself 'n toekoms kan skep? Van lewenskwaliteit wat geld nie kan koop nie. Orania is so 'n plek. Orania is in die middel van Suid-Afrika. 160 km van Kimberley af en 240 km van Bloemfontein af, op die oewer van die Oranje rivier. Op die oog af is Orania 'n gewone platlandse dorp, waar gewone mense gewone dinge doen. Wat maak Orania dan anders? Oraniërs verwesenlike ideaal van 'n selfstandige Afrikanergemeenskap wat sy eie besluite neem. 'n Samelewing wat respek het vir die mens en die bodem. 'n Samelewing wat die Here dien. Vir die Afrikaner volk om voort te bestaan in Afrika as volk, is daar 3 vereistes waarin hy moet voldoen. Die eerste is 'n eie grondgebied. Die tweede is selfbeskikking oor eie instellings. En die derde is selfwerksaamheid waardeur hy sy eie arbeid verrig. En dit moet van niets af uit die grond uit gebou word as die Afrikaner ernstig is oor sy toekoms. Orania was 'n spookdorp toe professor Karel Boshoff en 'n paar ondersteuners dit in 1991 van die departement waterwese gekoop het. Die geboue was vervalle en tuine oorgroei. Van die dorp het vir 8 jaar leeg gestaan. Geleidelik het die nuwe inwoners die dorp begin opknap. Hulle het begin bou en tuin maak. En vandag is dit 'n lekker plek om in te bly. Orania se finansiële bestuur is uitstekend. Ons kan nou met trots sê dat ons boeke elke jaar klop. En dit is meer as wat van baie munisipaliteite gesê kan word. Orania is 'n gemeenskap wat op sy eie bene staan. Die dorp is selfonderhoudend en die dorpsraad wat deur die inwoners verkies word, verskaf al die basiese dienste en onderhou die dorp se infrastruktuur. Op Orania word niet gedink, ook op onderwysgebied. By een van Orania se 2 skole is 'n nuwe onderwysstelsel ontwikkel. Die groot verskil tussen hierdie klaskamer van ons en die gewone een is net die opvallende van die rekenaars wat die plek vol staan nie. Die groot verskil is dat 'n kind in die oggend inkom, self sy dag beplan, self sy eie week beplan. Elke kind werk in sy eie tempo en aan die vak waarvoor hy op hierdie stadium kan sien. Die resultaat wat ons kry is kinders wat baie meer eienaarskap neem van hulle onderwysloopbaan. Hulle is nie besig om die onderwyser se dag te maak deur hulle werk te doen nie. Hulle is besig om aan hulle eie onderwysloopbaan te bou. Die resultaat is ook dat 'n mens baie keer kry dat 'n kind wat sou uitgeval het in die normale klasgroep teen sy tempo kan werk en op die ouend ook die doel bereik. Hierdie selfgedrewe rekenaargesteunde onderwys gebruik kenwebrekenaarprogramme wat op Orania ontwikkel is. Selfs onderwyskenners vanuit die buiteland het die stelsel al as uitstekend bestempel. Op Orania is ekonomiese aktiwiteite nie net op wins gerig nie, maar ook op gemeenskaps- en ekologiese verantwoordelikheid. Orania se ekonomie word gebou op selfstandigheid en volhoubaarheid.
Nou, die eienskappe van selfstandigheid, wat mens in Orania ook prakties kan sien, is 'n eie bank, 'n plaaslike geldstelsel. Die hoofdoel van 'n eie geldstelsel is om ekonomiese aktiwiteit binne 'n gemeenskap te bevorder. Om die geld binne die gemeenskap te hou en te verhoed dat dit uitvloei. En so ontwikkeling binne 'n gemeenskap en kapitaal binne 'n gemeenskap beskikbaar te stel. Die plaaslike geld kan gekry word by ons plaaslike bank en uitgeruil word op 'n 1-tot-1 basis met die rand en so kan dit spandeer word binne die gemeenskap. Water is vol. Oraniërs het met eie arbeid en eie kapitaal 'n pompstelsel en 12 km pypnetwerk gebou wat die slagaar van die besproeiingsstelsel is en water aan landbouhoewes voorsien. Lucernverbouing is een van die belangrikste landbouaktiwiteite, met ondergrondse drupstelsels en spulpuntbesproeiing. Pekaneute is 'n verdere kernbedryf en een van die grootste pekaneetaanplantings in die land staan op Orania. Dit neem ongeveer 10 jaar vir pekaneetbome om 'n goeie opbrengs te begin lewer. En Orania se eerste neute word reeds geoes. Verskeie ander kleiner landboubedrywe is ook op Orania gevestig. Op sakegebied is Orania bedrywig. Meer as 50 besighede word bedryf. Vir jong ondernemers is daar baie geleentheid om hulle slag te wys. En talle doen dit dan ook. Ek het 15 jaar gelede saam met my ouers Orania toe gekom. Ek was op laerskool hier, ek het hoërskool hier klaar gemaak en ek het nou my eie besigheid in Orania en ek sien uit daarna om my kind hier groot te maak. Dit is nie so behoefte vir 'n diens tussen die lucernboere om hulle lucern vir te hard te sny en te baal. En toe speel die geleentheid om af en toe koop ek vir my 'n trekker met 'n baler en so lewer ek maar diens aan die boere in Orania. Ek is baie bly ek kan hier op Orania bly en 'n sukses van 'n besigheid maak. Ek as jong mens kry hier geleenthede wat ek dink mense nie op ander plekke sou kon kry nie. Ek het nou my eie werkswinkel hier en ek is baie gelukkig op Orania. Op Orania is daar baie unieke geleenthede vir 'n argitek soos ek. Ek het die gaping gesien, verstrooibouwbou en mense is oopkop en hulle hou daarvan. Ek is baie gelukkig hier. Elke dag het sy uitdaging. En dit maak Orania baie besonder. Mense dink anders, hulle dink nuut, hulle dink oorspronklik. Vir entrepreneurs is dit lê die veld oop om hulle te kom doen wat hulle wil doen. Klem word op werkskepping geplaas. Ek het opleiding gekry by Anje Strik. Sy was die heel eerste juwelier in die dorp en sy het my gehelp om 'n werkswinkel te vestig. Sedertdien het ek soveel werk gekry van reg oor die hele land dat ek 3 werknemers in diens het en ek hoop om hulle weer te help om werkswinkels te vestig. Ons het intussen 'n juweliersgilde gestig om mekaar te help om sodoende juweliers Mekka te vestig vir die toekoms vir Orania.